Hartlike goeie dag, baie welkom by my sosiale platform Stand Up for Jesus, Stand Up for Jesus. My naam Koert Jordaan, dankie vir die voorreg om weer eens vandag in jou lewe te kan inbou, 'n bytel in jou lewe te kan wees. Ek bid ook vir die Heilige Gees, dat die Here 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat dit wat uit my gees, uit my hart uitkom nou, dat dit van die Heilige Gees af sal kom, dat die Here 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop. En dat hy natuurlik bo alles en almal daardeur verheerlik sal word. My liewe broer en suster, ek wil jou uitnooi, kry vir jou 'n koppie koffie of 'n koppie tee of 'n glas water, glasie koeldrank, maak spasie vir jouself, trek op die handbriek in jou lewe, trek jou Bybel nader en maak spasie en tyd vir jou, vir dit wat ek vandag, wat op my hart gelê word om met jou te deel. Dit is vir my 'n onderwerp wat soveel mense van ons raak, kinders, ouers, mans, vrouens. Ja, ons gaan vandag gesels oor iets baie belangrik wat die Here op my hart kom lê het. En dit gaan oor ontbloting. Nou baie belangrik, ek wil nie tyd mors nie, ek gaan so gou as moontlik op die manne afkom en die woord bring soos die Heilige Gees dit op my hart gelê het. En maak spasie vir jouself en luister wat die Here op my hart kom lê het. Jou oë is die vensters van jou siel. Dit is hoe die saad in jou lewe geplant word. As jy die saad kos gee en water gee, lei die een ding na die volgende ding toe. Dit is hoe Satan se aanvalle werk, as jy geestelik daarna kyk. Onthou, jou oog is die venster van jou siel. En as jou oog donker is, hoe donker moet die liggaam nie wees nie? Dis wat die woord sê in Matteus 6 vers 22 en 23. Daar staan geskrywe, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Vra vir enige mens, vir enige persoon wat al na lelike flieks op televisie gekyk het of selfs pornografie. Dit laat jou kop raas. Dit maak iets binne jou wakker. Dit besoel jou gedagtes en van daar af word jy daagliks gebombardeer met perverse siekprentjies en gedagtes binne jou verstand. God het die liefde mooi gemaak. Satan maak dit vieslik en pervers. Die Satan laat alles wat sleg is goed lyk, reg lyk, normaal lyk, onskuldig lyk. Dit is wat hy in sy bose koninkryk die beste doen. God waarsku ons om nie na gemors te kyk nie. Dit is alles deel van afvalligheid. God het die liefde mooi gemaak. Ja, Satan, hy maak dit vieslik en pervers. Daar staan geskrywe, Matteus 18 vers 7 en vers 9, hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Deur ongehoorsaamheid het Adam en Eva se oë oopgegaan, so het hulle besef dat hulle kaal is en skaam is, en hulle lywe bedek met veldblare en plante. Die woord, daar staan geskrywe in die woord Genesis 3 vers 7, hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Die mense het oor die algemeen groter as die woord van God geword. Die sonde wat natuurlik geestelik Satan is, het baie van ons mense tot 'n val gebring. As ons kyk na wat die Here op my hart kom lê, baie belangrike skrifte wat handel oor ontbloting, so 'n paar voorbeelde wat die Here vir my gee om na die tafel toe te bring, sal ons die eerste skrif wat die Here op my hart kom lê in Eksodus 20 vers 26 lees. Daar staan geskrywe, julle mag nie met trappies na my altaar toe opklim nie, sodat julle nie by my altaar ontbloot nie. As ons kyk na die tweede voorbeeld wat die Here vir my gegee het, handel oor Noag en sy seuns. Die Here gee daar vir my Genesis 9 vers 20 tot 25. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Gam, die pa van Kanaan, het gesien sy pa is kaal en het dit buite vir sy twee broers gaan vertel.
Sem en Jafet het toe 'n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk, sodat hulle nie hul pa kaal sou sien nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem wat Gam, sy jongste, hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan, 'n niks werd slaaf sal hy wees, in diens van sy broer. As ons kyk na die derde voorbeeld wat die Here vir ons kom gee het, is daar waar Dawid kyk na Batseba, terwyl sy gebad het. Die skrif wat die Here daar vir my gee om met julle te deel is 2 Samuel 11 vers 2 tot 4. Eendag het hy, dis nou Dawid, na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondloop. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen en iemand het gesê, dit is Batseba, dogter van Eliam, die vrou van Urijah die Hetiet. Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het en na haar 'n maandstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Hy het seksueel met haar verkeer. Daarna is hy terug huis toe. Dit is waar alles begin. Luister mooi wat die Here op my hart kom lê het. By die plant van die saadjie diep binne jou gedagte. Dis hoe dit werk. Alles geestelik. Dit is waar alles begin. By die plant van die saadjie diep binne jou gedagtes. Beter bekend, en as jy in die bevrydingswêreld werk waar ek werk, beter bekend as 'n mind control spirit. Dawid se bloedlyne was nie vervloek omdat hy na Batseba gekyk het terwyl sy gebad het nie. Nee, sy bloedlyne was vervloek toe hy die saadjie binne sy gedagtes kos en water gegee het en met Batseba seksueel verkeer het en toe hy outomaties indirek verantwoordelik was vir Urijah se dood op die oorlogveld. Dawid se hele lewe het uitmekaar uitgeval. Van daar af het een van sy seuns die ander een vermoor. Sy dogter Tamar is deur een van haar broer verkragt en die een seun, Absalom, het teen Dawid in opstand gekom, by sy byvrouens geslaap en uitgegaan om Dawid te verneder, maar ook om hom te vermoor. Ek wil graag oor 3 voorbeelde gesels vandag wat die Here op my hart kom lê het. My liewe broer, suster, dis baie duidelik. Waar begin alles? Jy sien, Dawid se bloedlyne was nie vervloek omdat hy gekyk het na Batseba terwyl sy bad nie. Nee, dit is waar Satan die saad in Dawid se oë, in sy hart, deur sy oë. Die oog is die venster van die siel. Dis waar die saad in Dawid se hart geplant is. En al wat hy gaan doen het, die grootste fout wat hy gaan maak het, is om dit kos en water te gee. En outomaties, daar het hy nog 'n keuse gehad om te draai, maar hy het nie. Hy het daai saad gaan kos gee en outomaties by 'n vrou gaan slaap wat getroud was, so hy het egbreek gepleeg, oorspel en na regte volgens die wet van Moses, as 2 of 3 getuies het gestaan vir bevestig, was hy eintlik veronderstel om doodgegooi geword het met klippe en selfs ook vir die dood van Batseba se man Urijah, wat indirek waarvoor hy ook verantwoordelik was. So ja, daar het hy 2 oortredings gedoen wat eintlik na regte volgens die wet van Moses die doodstraf verdien het. En ja, dis nou maar die voorbeeld, die voordeel as koning wat hy misbruik het, maar die Here het alles raak gesien en outomaties in 2 Samuel 12 vers 14 het die Here ook in daai hoofstuk, in die 12de hoofstuk het die Here vir Nathan gestuur om Dawid se straf te openbaar en na die tafel toe te bring. En outomaties wat Dawid gedoen het, hy die vyand, hy het God se vyand, Satan, die reg gegee om vir God te laster binne die troonkamer. Dit kan jy lees in 2 Samuel 12 vers 14. En dit is baie belangrik, jy moet verstaan hoe werk die saad en hoe dit gebeur, en dit gaan oor wat jy sien en wat jy jou oë uitleen. En of dit nou pornografie is, of dit iemand is wat kaal is, maak nie saak nie. Verstaan my punt, op die einde van die dag is dit hoe Satan die regte verkry geestelik deur die oog na die siel toe. Dit is verskriklik belangrik. Nou die Here gee vir my 3 voorbeelde wat hy graag op my hart wil sit, wat ek
hoe kan ek sê met jou wil deel vandag? En ek wil hê jy moet mooi luister wat die Here op my hart kom lê het. En ja, mag die Here se perfekte wil ook in hierdie saak geskied. Ek het op 'n stadium in my bediening het ek met 'n vrou te doen gekry. Sy het daar in Johannesburg, Kempton Park se wêreld gebly. En sy het 2 dogters gehad, eintlik 2 tienerdogters. Dit was nie meer klein dogtertjies nie, dit was tienerdogters gewees wat al begin het ontwikkel het. Verstaan jy, in hulle tienerstadiums inbeweeg het van 13, 14, 15, 16, 17, daai ouderdomme. En wat gebeur het daarso toe hulle op my pad gekom het, is dat wat outomaties in hulle huisgesin gebeur, die pa loop kaal voor die dogters en voor die ma rond. Verstaan, as hy gestort het en loop hy kaal daar in die huis rond en ja, dit is nie vir hom iets snaaks nie, hy is nie privaat daaroor nie, en sy dogters moes oor en weer na hierdie tipe dinge gekyk het as hy gestort het of gebad het of kaal uit die bed uit opgestaan het en ander klere aangetrek het as dit daarop neerkom, en outomaties het hy weer by hulle ingestap en waar hulle stort of bad of wanneer hulle aantrek, en dit was glad nie 'n gesonde situasie gewees. Ek kan onthou dat ja, die Here het nogal op my hart gedruk dat jy weet, daai tipe jong meisiekinders, die ouers besef nie wat in die kinders se harte en gees en siel oopgemaak word en die saad wat daar geplant word nie. Môre begin die kinders na pornografie kyk of hulle begin, hoe kan ek sê, baie sleg hulle self betas of ander mense of vriende of neefies of vriendinne of niggies betas of hulle begin het pleinweg baie vroeg in seksuele kontak betrokke raak, dan kan die ouers nie verstaan, maar hoe is dit nou moontlik? Hoe gebeur sulke tipe goed? Maar op die einde van die dag is jy die ene wat hulle weet, jy het dit wakker gemaak in hulle, verstaan, en ons besef nie, want baie van ons mense verstaan nie die geestelike aspek wat agter ontbloting en al hierdie tipe goeder waar dit vandaan kom nie, en ja, die duiwel is baie slinks en agterbaks as dit by hierdie tipe dinge kom, en ons mense, baie van ons drink maar melk in ons geloof, ons eet nie vleis en ons sien nie die absolute skade wat deur hierdie tipe optredes gemaak word nie. Ek het op 'n stadium het 'n vrou op my pad gekom wat sy my gebel het en wat ja, die dogtertjie was ook hier tussen 8 en 12 jaar oud, en outomaties het die dogter op 'n stadium op net haar hele persoonlikheid het begin verander, en sy wou nie meer alleen slaap nie, sy wou nie alleen gaan bad nie, sy wou nie in die aande alleen toilet toe gaan nie, en sy was absoluut gebombardeer deur Satan geestelik, en wat 'n ding in haar gees en haar hart ook vir haar gebly tuister het, en vir haar gesê het, sy moet haarself vermoor en doodmaak, en ja, daai kind het absoluut deur lewende hel gegaan, en sy wil haar ma net eenvoudig nie, sy wil amper nie eers skool toe mee gegaan het nie, want dit het net te veel geraak vir haar. Ja, daar's 'n groot geskiedenis en 'n agtergrond as ek kyk na die ouers van hierdie jong kind, jong dogtertjies. Maar hierdie een dogtertjie was baie getuister deur die vyand, en op 'n stadium het die ma op my pad gekom, my gevra, ja nee, kan ek help intree, die kind word baie sleg aangeval, geestelik is hy nie op 'n lekker plek nie, en die Here het vir my toestemming gegee om met die dogter te werk, en outomaties het die Here net vir my gesê, as ek werk met daai dogter, moet ek natuurlik die pa ook vra vir toestemming, want die kind val onder die saligheid van die ouers, en dit wat outomaties gaan gebeur, jy as ouer gaan pa staan voor die Here, jy gaan rekenskap gee vir hoe jy jou kind groot gemaak het, verstaan jy, tot op 18 is jy in beheer van daai kind, en God het daai kind vir jou gegee om hom of haar groot te maak tot lof en eer van sy koninkryk, jy is die voog, jy is in beheer, jy is die ouer van daai kind, en dis hoekom die Here my gesê het, jy kan die dogtertjie help, maar kry ook die pa se toestemming, en ek het toestemming van die pa af gekry. Outomaties het ek vir die kind gevra, toe ek met die kind praat op die telefoon, die jong dogtertjie, waar is jy? Sy sê vir my, nee, sy's by haar oupa of ouma, hulle se huis waar hulle bly, en ek sê vir haar, vat die telefoon en loop vir my af hek se kant toe, waar jy die verste punt in daai erf, en sy daarna toe geloop, toe sê ek vir haar, sê gou vir my, iets baie leliks het met jou gebeur, wat het met jou gebeur?
En sy sê vir my, nee, sy en 'n maatjie, 'n vriendinnetjie, 'n maatjie het beklei by die skool en maar lelike woorde vir mekaar gesê en mekaar so 'n klap of twee gegee, maar hulle het dit uitgesorteer, hulle is nou weer maatjies. Ek sê vir haar, nee, dit is nie waarvan ek praat nie. Ek sê vir haar iemand het lelike goed met jou gedoen en ja, iemand het lelik aan jou gevat op jou privaat deling goeder. Wat het daar gebeur? En sy bring die hele blik met wurms uit. En wat sy vir my gesê het, haar ma het vriendinne geword met 'n ander vrou by die kerk. En die vrou by die kerk het dieselfde ouderdom dogtertjie. En toe het hulle nou heavy goed bevriend geraak met mekaar. En toe begin die kinders mos nou oor en weer by mekaar slaap. Want dit wat ons ouers nie verstaan nie. Verstaan ons, laat ons kinders by elke persoon slaap. En weet jy wat, nee, ons verstaan nie die gevare wat rondom dit gaan nie. Veral as 'n kind nog so klein is en onvolwasse en klein. En Satan kom soos 'n dief vir die nag, soos 'n engel van die lig. Maar in elk geval, wat met hierdie dogtertjie gebeur het, sy het natuurlik by die tannie hulle gaan slaap en met haar dogtertjie, hulle is mos nou almal vriendinne. En daar waar die kinders in die bad inklim, het die ma van die ander dogtertjie, hierdie dogtertjie baie sleg gemolesteer en betas. En outomaties het daar geestelike regte daar afgekom en dis outomaties waar Satan sy ketting, sy geestelike regte gekry het om hierdie klein dogtertjie aan te val. En jy sien, as jy as ouer jou kind beter opgepas het, was jou kind nie in daai situasie gesit nie. En as jou kind geleer is om hulle privaatheid te respekteer en dit op te pas en dit nie te deel met geen tannie of vriendin, met geen sulke tipe, sal jy nie met hierdie tipe probleme sit nie. Daai kind was in elk geval so klein, sy is amper nie veronderstel om uit te slaap by 'n klomp vriende en maatjies en al daai goeters, maar ons mense sien die aanslag van die vyand hier raak, en dis hoe daai klein dogtertjie, een voorbeeld wat die Here vandag vir my gee, dis hoe sy gebind was aan Satan, deur daai molestasie en daai betasting. Op die einde van die dag, ja, as die ouers beter gekyk het na nie hulle kinders laat uitslaap, of dit nou seun of dogter is, het hulle nie met hierdie probleme gesit nie. Maar daai arme kinders is so vulnerable, is soos 'n ou klein lammetjie wat aangeval word deur leeu's of deur wolwe en jakkalse. Hulle is absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Maar ja, hierdie tipe goed word nie vir ons mense geleer in ons kerke nie, en dis hoekom ons so gemaklik ons kinders laat uitslaap by vriende en vriendinne en by enige gesinne en families en selfs oupas. Weet jy hoeveel mense kom op my pad kinders, dan is hulle gemolesteer deur 'n oupa of deur 'n ouma of deur 'n neef of 'n niggie of 'n oom of 'n tannie. Ons mense drink melk in ons geloof as dit by hierdie tipe dinge kom. En dis hoekom jy gaan rekenskap gee. Jy gaan verantwoordelikheid moet doen, verantwoordelikheid aanvaar en voor God rekenskap gee hoe jy jou kind opgepas het en hoe jy daai kind grootgemaak het, of dit 'n seun of 'n dogter is. Op die einde van die dag het ek gedoen, ek het vir die Here gevra, is dit waar die probleem sê, die Here het vir my geopenbaar, dit is die probleem. En natuurlik het ek ingetree, want Satan het kom regvat wat nie in hom behoort nie, en outomaties is daai regte gebreek, en het die Here daai boosheid wat daai kind aangeval het, verwyder in Jesus Christus se naam. Maar ja, dit is hoe vinnig dit gebeur. Dis die tweede voorbeeld wat die Here vir my gee om vandag vir julle te verduidelik hoe vinnig kan jou kind aangeval word deur Satan en gebind word aan Satan. Ons mense sien hierdie goed nie raak nie, en dis hoekom as daai kind van die begin af geleer is om by haar huis te wees in privaatheid, wat die ouers die kind oppas, of ten minste geleer is, weet jy wat, as jy gaan bad my kind of gaan stort, kyk jy na jou privaatheid, niemand kom in daai badkamer en niemand het iets verloor daar by jou, of moet saam met jou in 'n bad inspring en saam met jou privaatheid deel nie. Jy sien, ons mense word nie hierdie goed geleer nie, en dis hoekom die Here dit juist, dat ek dit inbring met hierdie boodskap vandag. Dan die derde voorbeeld wat die Here op my hart kom lê het. Ek het nou die dag 'n seun gehad wat op my pad gekom het, en ons het so 'n bietjie gesels, en hy praat, jy weet, hulle is ook maar in die groot word stadiums, en ja, die mannetjies, jy weet ons die meeste van die mense begin ons nou gym, dit is ons nou 'n verskriklike inding, almal moet gym, en almal moet fiks word, en muscles hê, en groot word, en sterk word, en al daai tipe goeie. Daar's niks verkeerd om na jou liggaam te kykie, maar waar die probleme hier ingeduik het,
jy sien as jy nou klaar daar gegym het, dan gaan jy mos nou maar partykeer badkamers toe, party mense verkies om huise toe te gaan en daar verder te gaan stort en dan net rustig verkeer, maar dan kry jy die mense wat daar na hulle gegym het, dan gaan stort die manne mos daar in daai groot badkamers en dan loop hulle kaal daar rond, of jy nou wit, bruin of swart, hulle loop daar rond, en baie van hulle lyk soos 'n klomp olifante, want voor het hulle klaar is stert en agter het hulle ook een wat niemand natuurlik kan sien nie, want dit is alles natuurlik in gees, verstaan my punt. Baie van hulle wil 'n klomp olifante wees en wil daar rondstap, omdat alles oor die geslagsdeel gaan. Maar ja, op die einde van die dag, dit is alles die werk van Satan natuurlik. Daar's absoluut geen respek vir niks en niemand se privaatheid nie. Almal maak en doen net wat hulle wil. Alles in kontras en teenstrydig met God se woord. Jy sien, daar waar jy hierdie jong seun daar instap en hierdie persoon kaal sien wat daar rondloop met sy olifantmaniere, jou oog is die venster van jou siel. En God het ons nie geskape om in mekaar se privaatheid dag en nag vas te kyk nie. En daar's 'n doel en 'n rede, daar's 'n geestelike aspek agter al hierdie dinge wat ons mense nie geleer word en outomaties jou oog is die venster van jou siel en daar kom die mind control spirit wat beheer vat oor jou verstand en dan word jy nou gebombardeer met 'n klomp slegte prentjies en gedagtes in jou hart en dan verstaan jy nie waar kom die goed vandaan. Jy weet pa gym miskien en nou hardloop die seentjie gou toilet toe, dan stap hy in oom olifant vas daar in die badkamers en vanaand kan daai kind nie slaap, hy het nagmerries, hy word getuiste deur Satan en wonder die ouers nou waar het dit, hoe is dit moontlik? Maar dit is outomaties wat gebeur. Ons kinders word so blootgestel aan hierdie gemors, seuns en dogters. En ons mense verstaan nie die erns van die saak en hoe Satan op slinkse, bose, perverse maniere jy weet wat Satan kom reg te vat het op ons kinders. Jy weet ons kyk na 'n fliek of na pornografie, ons mense, en dadelik trigger dit iets in jou siel, in jou hart, en jy weet jou kop begin raas en jy begin allerlei gevoelens kry en opgewek word en jy weet jy's nou in die vleur van jou lewe en dan begin jy masturbeer en jouself bevredig en al daai tipe goed. En dieselfde gebeur met ontbloting en dis maar net die venster van die siel. Verstaan my punt, as jy jou oë met gemors besig hou, maak jy die deure oop vir die Satan om aan te val. En dis wat ons in die bevrydingswerk mind control spirit noem. Dit vat absoluut beheer oor jou gedagtes, of jy 'n meisiekind is en of jy 'n seun is, man of vrou. En ongelukkig, veral in hierdie gyms en al hierdie goeder word hierdie tipe dinge nie gerespekteer nie. Ek maak dit hard en duidelik vandag. God hou absoluut niks van ontbloting nie. Jy moet jou plek ten alle tye kan ken. Pas jou privaatheid op. God gaan nie keuses en besluite namens jou maak nie. Dis baie duidelik. Ek het dit nogal in groot hoofletters hier gesit wat die Here het op my hart druk. God hou absoluut niks daarvan nie. Ons moet geleer word om respek vir ons privaatheid te hê. En dis hoe die Here ons geskape het en hy is die skepper van hemel en aarde en ons moet hom kan respekteer. Veral as jy graag wil hemel toe gaan, is dit die way forward is om respek vir God te hê, respek vir die Bybel te hê en respek vir jou medemens, wit, bruin of swart. Veral as jy wil hemel toe gaan. En ja, op die einde van die dag, as jy nie gevra daarvoor nie, dis nie jou keuse nie, het jy nog steeds 'n keuse of jy wegstap en sê, weet jy wat, gaan praat met die bestuur of gaan na 'n plek toe waar mense se privaatheid wel gerespekteer word. Jy kan nie net Gods water oor Gods akker laat loop en maak of die goed nie bestaan nie. Dis 'n absolute probleem en ons mense word nie geleer van die geestelike aspek, die nadele en voordele van hierdie sake nie. Nou as ons kyk, baie belangrik, as ons kyk na kinders wat bad voor ouers en ouers wat bad voor kinders, wanneer is 'n goeie ouderdom om mekaar se privaatheid te respekteer? Baie mense vra my daai vraag. My antwoord is kort en kragtig, so vroeg as moontlik. My liewe broer en suster, dis common sense dat 'n kind van 1, 2, 3 kan nie homself ordentlik bad nie. Maar jy as ouer, as groot mens weet wanneer daai tye aangebreek het, wat jy vir daai kind moet leer om respek vir sy of haar liggaam te hê, maar ook vir jou wat 'n ouer is of vrou of 'n man. Julle moet kan respek hê vir mekaar en julle moet kan weet dat daar
God se oë is op jou, en net so is Satan se oë ook op jou. En jy moet jou kinders kan leer om hulle privaatheid op te pas, hulle privaatheid te respekteer, en ook ander se privaatheid te respekteer. God het ons nie geskape om kalbas voor almal rond te hardloop in die strate, en waar jy ook al voel, dit word goedgekeur en goed gepraat nie. Die Here het ons nie so geskape, dis nie die wil van God nie, en dis hoekom die Here my die opdrag gegee het, om ook hierdie boodskap te maak. Baie belangrik, kinders behoort aan God. Jy moet mooi luister, pa, ma, ouer, julle moet mooi luister wat die Here op my hart druk vandag. Kinders behoort aan God, nie aan jou nie. Kinders word deur God aan jou gegee, om hulle groot te maak tot lof en eer van die Here. Kinders is die room van God se koninkryk. Jy moet dit altyd in jou lewe onthou. Die afvalligheid van kinders kan jou 'n plek in God se koninkryk kos. Daar staan geskrywe, die Here gee Matteus 18 vers 6 en 7. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig maak, vir hom is dit beter as jy met 'n groot meelsteen aan die nek in die diep see verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wie die mens deur wie dit kom. Dis wanneer jy 'n struikelblok in iemand anders se lewe is, veral in 'n kind se lewe, wat jy hom besoedel. Verstaan jy verkrag of betas of molesteer miskien, maar jy loop oop en bloot kaal daar rond, en dan is jy 'n struikelblok vir daai kind, en Satan gebruik jou om sy gedagtes, sy siel te besoedel met 'n saad van duisternis en vervloeking. Dis wat Satan doen. Hy val aan, en môre sit daai kind met 'n mind control spirit, môre kan daai kind nie slaap nie, want hy het 'n klomp nagmerries en perverse gedagtes, en nou Satan hou partytjie in sy lewe, omdat jy dit nie gesien kom het nie, omdat jy nie respek het nie, omdat jy 'n struikelblok was in daai kind se lewe. My liewe broer en suster, dit is baie duidelik hoe God oor ontbloting voel. Die keuse bly joune. God sê jy mag nie, en die wêreld sê jy mag maar. Dit is skokkend en ontstellend om te sien hoe jong vrouens en mans hulle siele soms verkoop vir geld. Wel, seks was nog altyd een van Satan se grootste aanslagte op God se skepingswerke. Dit gaan alles oor wat jong vrouens en mans hulle siele verkoop vir geld deur pornografie of ontbloting, of selfs daar waar jy op 'n WhatsApp jou privaat foto's van jouself neem en aanstuur vir jou maatjies, verstaan jy, of vir 'n vriendin of 'n seun. Die Here sien al daai tipe goedes raak. Wel, seks was nog altyd een van Satan se grootste aanslagte op God se skepingswerke. Baie mans, vrouens, konings, leiers, selfs profete het deur welle, seks en verleiding tot 'n val gekom, en die hele Bybel is vol sulke voorbeelde. Daar's absoluut, luister baie mooi, daar's 'n absolute groot verskil tussen welles en liefde. Dit is twee verskillende dinge, my liewe broer en suster. God sal nooit seën daarop hê nie, waar daar wel is en onsedelikheid, ontbloting, hoerery, egbreek pleeg, oorspel, verkrachting, betasting, molestering, pornografie, homoseksualiteit, bestialiteit. Dit is waar jy nou seks met diere, bloedskande, perversiteit, ontbloting, al daai tipe goed, het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Volgens die Bybel sal hulle die koninkryk van God nie sien nie. Mense wat hulle self aan hierdie tipe sondes blootstel en vir ander mense struikelblokke is, vir ander mense tot 'n val bring, en vir hulle absolute struikelblok in hulle lewens is. Jy gaan 'n prys betaal, jy gaan verantwoordelikheid moet neem voor die Here daarvoor, en dit sê ek in Jesus Christus se naam. My raad vandag aan ieder en elk wat vandag na my luister, bly weg. Distansieer jouself van enige vorm van ontbloting. Pas jou liggaam op. Verheerlik God deur heilig te lewe. Pas ook jou kinders op. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. My liewe broer, suster, jy kan absoluut niks en niemand op aarde vertrou nie. Ek gee nou wie hy, wat hy is, of hy oupa, ouma, pa, ma, broer, neef,
oom Steve, broer Steve, kom ek vertel jou iets, Satan kan deur elke kleur en geur manifesteer. Jy kan nooit jou vertroue op mense stel nie. En weet jy wat, as jy jou kinders wil laat oorslaan by die ene en daai ene, en dan is jy meer as welkom, maar jy gaan rekenskap gee, daar waar daai kind skade kry, gaan jy pa staan, want weet jy wat, tot op 18 het God daai kind vir jou, hy is onder jou gesag, jy die verantwoordelikheid op daai kind, en daar waar kinders soms uitgeleen word aan vriende en vriendinne wat hulle moet gaan oor en weer slaap, en by families en daai tipe goeders, gooi ons partykeer ons kinders vir die vark, ons sien die absolute geestelike gevaar agter alles, Satan en sy bose koninkryk, glad nie raak in hierdie ding, en die môre kom jou kind terug, dan is hy gemolesteer of verkrag of betas, dan wil jy lang trane huil, dan is hy hele kind se lewe absoluut opgevoeder, en hou Satan lekker partytjie, en as jy nie by die regte mense uitkom, wat daai regte gaan breek nie, gaan daai kind 'n juk dra, wat absoluut sy lewe kan verwoes, selfs in hy of sy huwelik in die pad vorentoe, emosionele skade, geestelike skade, wat daai arme kind moet deurmaak, en jy as ouer gaan pa staan daarvoor, baie, baie belangrik, wees waaksaam teen die bose aanslagte van Satan hier buite. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval, en hy kan jou vleeslik deur mense aanval. Jy moet reg kan onderskei, jy moet in alle tye met wysheid kan praat en met wysheid kan optree. Wees opreg soos duime, versigtig soos slange. Jy kan absoluut, soos ek nou gesê het, niks en niemand op aarde vertrou nie. Moenie deel van die probleem wees nie. Wees eerder deel van die oplossing. My liewe broer, suster, dis my raad vir elke pa, ma, elke ouer, vir elke jong seun en dogter. Pas julle privaatheid op, en onthou, dit is nie normaal nie. Moenie dat mense vir jou kom sê, dis normaal om te ontbloot te rond te loop daar en jou privaatheid vir almal te wys, of met ander mense se privaatheid te peter, of te kyk, of af te loer, of nee, dit is nie van die Here af nie. En wat ons mis, wat baie van ons mense mis, is die geestelike krag wat agter daai oortreding sit, en die absolute skade wat dit veroorsaak. My liewe broer, suster, as jy vandag na my luister, en jy as 'n ma of 'n pa is skuldig aan hierdie foute, aan hierdie ontbloting, wat jy miskien 'n struikelblok in jou kind se lewe is, en outomaties verantwoordelik is vir die skade wat op daai kind afkom, geestelik, bely dit voor die Here en vra vir die Here, dat die Here jou sal vergewe, en dat die Here julle op die regte plekke sal bring, dat julle verlos en vry, dat jou kinders verlos en vry kan kom van die regte wat die vyand daardeur verkry. Veral as die kinders begin tekens wys van nagmerries en wat hulle absoluut aan seksualiteit verslaaf raak, en 'n absolute verslawing kry wat dit aanbetref, en baie in hulle aangeval word, gepla word in die nagte, het jy regtig mense nodig wat die geestelike regte van hierdie tipe goed kan breek. Ook as jy verantwoordelik is, wat jy een van daai tipe mense is, wat jouself ontbloot, al is dit by gyms, wat die mense oefen, wat jy daar rondstap, naak en kaal, vir almal om jou raak te sien, of selfs by waar kinders saam met jou gaan na skoolkampe toe met rugby of cricket toere of daai tipe goed. Ek wil vandag vir jou vermaane waarsku, en die Bybel praat van self, dat jy absolute struikelblok in daai kinders se lewens is. Party maak 'n baie groot grap daarvan, en vandag ook met die pornografie en alles wat 'n massiewe groot rol speel, en self sekere video's en flieks en goeter wat op televisie uitgesaai, hulle kleer al hierdie tipe oortredings as normaal in, so gemaklik, en dit is nie skadelik vir geen kind, vir geen mens nie. Dit is waar jy die foute maak, en Satan hou partytjie, solank jy soos 'n dwaas praat en optree, sal jy nooit vir Satan 'n probleem wees nie. Maar kom tot inkeer en begin luister wat die stem van die Heilige Gees in jou gees en jou hart aan jou openbaar. Jy sal nooit ooit weer in jou lewe dieselfde wees. Jy sal anders dan na hierdie wêreld kyk, en jy sal besef, daar's 'n vleeslike wêreld soos jy hom vandag sien, en dan is daar 'n geestelike wêreld. En weet jy wat? Die wêreld is die oorlogsveld vir Satan en sy bose koninkryk. Hy en sy hele sirkus gaan klaar hel toe. Hy gebruik die wêreld met al sy lekkerny om vir my en jou saam met hom in die hel in te trek. En veral as jy ouer is wat kinders moet oppas,
moet jy jou plek kan ken en jy moet verantwoordelikheid kan vat. Jy kan nie jou kinders vir die varke gooi en allerhande goed toelaat en môre wil jy lang trane huil as jou kind verskeer is en emosionele skade opgetel het, omdat hy in by 'n maatjie gaan slaap het en die ouers of die broers of die susters of neefs of wie ook al daar is, het jou kind betas of verkrag of aan daai persoon, dan het jy dit oor jouself gebring, want ons mense sien nie die gevaar tussen ons raak. Jy kan niks in niemand vertrou nie. Kom ek vertel jou vandag, jy kan niks in niemand vertrou nie. En Satan kan deur enige kleur en geur manifesteer. Glo my, ek is 12 jaar in die bediening. Ek werk met baie kinders, ek werk met baie ouers, veral met baie dogters en jong vrouens wat absolute skade in die room van hulle grootword stadiums bereik, wat hulle gemolesteer en betas en verkrag is en betas is en skade deur die mense wat jy die meeste in jou lewe vertrou het. Glo my, ek is 12 jaar in bediening. Jy sal skrik wat ek partykeer deur my oë sien, wat ek deur my ore hoor, en mense wat jy moet gaan optel, as hulle absoluut verskeer en uitmekaar uitgeruk. En omdat hulle melk drink en geloof nie vleis het en geloof nie, beklei hulle die man, hulle beklei nie die bal nie, en nou Satan hou lekker partytjie. Dis hoekom my raad altyd daar is, as jy gemolesteer of verkrag of betas is, jy moet dit openbaar, jy moet nie stil bly daaroor nie, want Satan wil hê jy moet jou mond hou. Hy wil hê jy moet dit wegsteek, hy wil hê jy moet dit onder 'n mat invee, jy moet stil bly, jy moet dit nie ontbloot nie, want dis waar sy geestelike regte lê. Maar die geestelike wêreld is groot en breed, en daar's 'n God wat jou liefhet, 'n hand van Jesus Christus wat uitgereik is om jou binne sekondes verlos en vry te maak. Siel, gees, vlees, verstand en hart van enige regte wat Satan kom vat het, of dit met verslawingsgeeste is, of dit met mind control spirits is. Pas jouself op, die geesteswêreld is baie diep. En jy ma, pa, pas jou kinders op. Moenie jou kinders die hele wêreld laat rondslaap en alles nie. Want op die einde van die dag gooi jy daai kinder vir die varke. Daar's 'n geestelike wêreld en Satan kan deur enige persoon kom om jou kinders te molesteer en te verkrag. Dan moet jy nie huil nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy het die verantwoordelikheid aanvaar die dag toe die Here die kind vir jou gegee het en waar daai kind gebore is, seun of dogter, en jy wil op die einde van die dag die Here in die oë kan kyk en weet jy het jou heel beste vir die Here gedoen. Jy het jou kinders op die beste van jou vermoë opgepas. Ja, ons kan nie oral wees nie, 100% reg. Maar daar's 'n Here wat jou die wysheid en die verstand gee om goeie keuses, wyse besluite te maak, met krag te kan en wysheid te kan onderskei, te dink voor jy praat, dink voor jy optree, en te dink of jy 'n klein lammetjie, jou klein kind gaan uitgooi vir die wolwe en die jakkals om te verskeer. Ons mense het gemaklik geword, ons het blind en doof geword, baie van ons is geestelik absoluut dood. Ons sien nie die geestelike aspek agter al hierdie dinge nie. Dis hoekom daar so lang trane gehuil word. Soveel mense in hoë opeindig wat hulle vir oupa en ouma en vir ma en pa, vir neef en niggie en vir almal kwaad is, behalwe vir hulle self, want hulle het op die einde van die dag daai deure gaan oopmaak en help jy ons speel kerk en eet koeksusters en drink koffie in die kerke nie. Hierdie geestelike goed moet vir ons mense geleer kan word. Maar die Here sien, hoor en weet alles, en hy het altyd die laaste sê. My liewe broer en suster, kom ons maak oop toe. Kom ons bid seën oor hierdie saad wat geplant is in Jesus Christus. En dan Vader, ek eer U vir die voorreg om hierdie boodskap op die tafel te kan sit. Here, ons weet vir U is elke skaap belangrik. U los 99 om een te gaan haal. En as U hulle gekry het, as U daai skaap gekry het, word daar fees gevier in die hemele. Here, ek bid dat die saad wat ek so pas in soveel ouers en ma's en pa's se harte geplant het, Here, laat U daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, daai lande sal inoes. Here, dis my gebed dat hulle kinders sal oppas, of dit 'n seun of 'n dogter is, dat hulle verantwoordelikheid sal vat wat U in hulle hande geplaas, die verantwoordelikheid wat U in hulle hande geplaas, dat hulle sal dink voor hulle praat en dink voor hulle optree en voor hulle kinders weggooi vir die varke en laat jakkals en wolwe kom om daai kinders te kom verskeer. Here, ons weet hoe vinnig gebeur dit, net een ontbloting of net een betasting of net een molestasie, selfs 'n verkrachting, ruk 'n hele gesin en familie uitmekaar uit, vriende, vriendinne uitmekaar uit. Ons weet hoe vinnig dit kan gebeur. Ons lewe in 'n absolute siek, bose
bose, perverse wêreld. En Satan is nie hier om vir jou boks blomme en chocolates te gee, omdat jy jou hand opsteek en sê jy's 'n Christen en ons gaan hemel toe nie. Nee, Here, hy sal met alles kom, met elke mag en gesag, en hy sal autoriteit opeis waar hy moontlik kan om jou kinders absoluut te verwoes en te vernietig, uitmekaar uit te ruk en te verskeer. Ja, Here, ons bid vir u seën en hand van beskerming vir ons kinders, maar as ons op die einde van die dag ons kinders vir die wolwe en die jakkalse gooi, moet ons nie lang trane huil, as dit die produk is wat ons op die einde van die dag maai wat ons gesaai het. Die Here, ek bid vandag dat u daai verantwoordelikheid sal terugbring na ons ouers se harte toe, dat hulle sal ding voor hulle uittrek en respek sal hê vir hulle privaatheid, maar ook vir hulle kinders se privaatheid, dit vir hulle sal leer om respek te hê vir dit wat privaat is, en al gaan hulle by mense dan kuier as dit die ouers se keuse om hulle te leer. Niemand vat daar nie, niemand kom by jou in as jy stort of wat jy bad nie, jy moet dit kan respekteer. Kinders moet so opgevoed word, Here, wat ons weet, wat molestasie, die absolute skade wat dit na die tafel toe bring. Here God, mag jy in elke ouer, in elke hart van elke jong kind, jong seun, jong dogter werk. Here, ek bid ook, dat daar waar daar gemolesteer of betas of verkrag is, dat hulle dit sal openbaar, Here, dat daar waar hulle iets openbaar word, het van die duisternis tot die lig gebring, die volle waarheid sal jou vrymaak. Ons weet Satan wil dit stilhou, hy wil dit onder 'n mat ingevee, hy wil nie hê hulle moet dit openbaar nie, maar dis waar sy geestelike regte lê, Here, is daar waar hulle stil bly en outomaties is hulle hele lewe verwoes en vernietig. Here, ek bid dat u in die gees en die hart van soveel dogters en seuns, selfs ma's en pa's, ouers sal werk, Here, dat dit sal openbaar, dat hulle nie sal stil bly nie, wat ons weet, Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong, daar's krag in ons woorde, en daar's 'n God, en sy seun Jesus Christus, wat sy lewe opgeoffer het aan die kruis, wat vir ons kon sê, het enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar's genade, daar's barmhartigheid, daar is tweede kanse vir elkeen wat sê, ek is skuldig, ek vat vandag verantwoordelikheid. Here, mag u kragtig intree, mag u suiwerheid en heiligheid na die tafel toe bring, mag u verlossing en oorwinning en deurbraak na die tafel toe bring, wat ons weet, sy naam is Jesus Christus, u seun Jesus Christus, net hy kan genees, net hy kan gesond maak, net hy kan verandering bring, net hy kan herstel, en in hom alleen stel ons vandag ons volle geloof, liefde, vertroue. Dankie Here, my Vader, dat u altyd my gebede verhoor. Dankie ook vir die voorreg, Here, dat u die woorde soos kool op my lippe kom lê. Mag dit die trefkrag hê waarvoor dit bestem, mag dit die lig sien waarvoor dit uit my mond uitgeborrel het, en mag u, my Vader, bo alles en almal daardeur verheerlik word. Ek bid dit in u seun se naam, Jesus Christus, die Messias, die Christus, die seun van die allerheilige God, Immanuel, God by ons. Ons prys u daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, baie dankie vir die voorreg om ook in jou lewe in te bou. Laat die saad wat in jou hart geval het, laat dit die praatwerk binne jou hart doen. En mag God die vorming van daai saad in jou hart, mag die Here dit vorme maak, en jou gebruik kragtig leer, om deur geestelike oë alles te evalueer, die ware vyand te sien, vir wie en wat hy is. Ons kan nie dit wat God sleg maak in die Bybel, wat sonde in die oë van God is, kom goedkeur en goed praat nie. Nee, dan is ons hipokris, as ons skynheilig is, en ja, bring ons die Here se naam in oneer. Ons kinders het nodig vir ons om wyse besluite te maak, en as daar dan nie respek is in gyms daarvoor nie, kry vir jou eie gym en jy gym by die huis, verstaan my punt, maar moenie daarna toe gaan en Gods water oor Gods akker, of wat ook al, daaroor spoel, en jy worry daaroor, daar skade wat gemaak word, en outomaties is Satan binne jou huis, binne jou kind se gedagtes in, en word jou hele kind se lewe verwoes, en vernietig van daar af. Ek roep die spooke op my liewe broer en suster, ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, en sê vir hulle, gaan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle nee, dan sê ek nou net, so kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Maar kan jy verseker dat hy 'n realiteit rondom ons is, en dat hy jou geestelik kan aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis outomaties wat gebeur met mense wat geen respek het vir kinders nie, wat hulle self ontbloot, en soos olifante die hele wêreld wil kaal stap, want alles gaan oor hulle privaat dele. Dis al wat vir hulle die belangrikste is. Hulle het geen respek vir hulle self, hulle het geen respek vir ander mense, hulle het geen respek vir God nie. Hulle het geen respek vir die Bybel.
Bybel nie. Pas op vir daai tipe mense, hulle is baie gevaarlik en daar's baie van hulle hier tussen ons. Pas jou kinders op en moenie dat jou kinders oor en weer by enige persoon gaan sit en slaap nie. En leer 'n kind om respek te hê vir sy privaatheid. En al bad hy, al stort hy, niemand het niks daar binne te verloor nie. En dis hoe die Here wil hê jy moet jou kind opvoed om respek te hê vir sy privaatheid en outomaties vir jou God, vir jou geloof, vir jou Christendom, vir jou Bybel, vir jou medebroer en suster in die Here Jesus Christus. Mooi dag daar vir almal. God se rykste seën word vir almal toegewees. Ons sal selfs gou weer groetnis. Bye bye.